ons gaan net 4 sessies hê. Dit gaan nie sulke lang sessies wees nie, glo ons. Maar hierdie 4 sessies is van kardinale belang, beide vir die gemeente konsepte, maar vir elkeen se persoonlike huis. En daarom begin ons by 'n belangrike plek. Ons gaan basies hierdie 4 sessies opdeel in die volgende konsepte. Naamlik, in die heel eerste plek gaan ons gesels oor die ultimate autoriteit. Alles wat ons in die toekoms kan doen, alles wat ons nou in die volgende sessies gaan doen, maar ook absoluut alles wat jy in jou ganse lewe kan doen, begin daar. Daar is ongelooflik baie mense wat, omdat hierdie begrip so vreemd is vir gelowiges, is mense geneig om te kyk na almal rondom hulle en te sê, maar okay, hierdie ou besluit self wat hy doen, daai ou doen hierdie, daai ou is dit, daai ou doen dit, sonder om te besef en te verstaan wat baie belangrik is, en dit is, dis Vader wat ultimate besluit. So, ons gaan begin daarby, en dan gaan ons daarvolgens deel volg, en ons gaan afsluit met die 4de sessie, by die belangrikheid van die man se rol in die beskerming van sy huis. Hierdie, dink ek, is 'n aanvulling tot die 3 autoriteitsleringe van 20 minute elk, wat 7 jaar gelede gemaak is en wat op die net is. Maar hierdie is van kardinale belang. My begeerte is dat mense sal begin verstaan hoe werk Vader deur autoriteit. En dat mense sal verstaan, wat is jou rol daar? Daar is 'n 5de sessie wat ek kon gemaak het, en wat eintlik, jy weet, op my gedagtes was, waarvan ek al die materiaal basis het. En dit is terwyl ons hier praat oor autoriteit, of dan die leierskap en autoriteit. Is daar 'n 5de sessie wat belangrik is, wat dalk in die toekoms mense sal gaan kyk, en dit is volgelingskap. Autoriteit het geen impak sonder volgelingskap. En alhoewel 'n mens vanuit autoriteit die dinge probeer leer en sê, is dit 'n absolute waarheid, dat maak nie saak van die autoriteit nie, al is dit die skepper lewende God self, help dit absoluut niks sonder mense wat kan volg. En dit is 'n ding wat mense grootendeels nie verstaan nie. En dit is dat, maak nie saak nie, Yeshua het op die aarde geloop, Yeshua het wonderwerke gedoen, Yeshua het deur vertroue hierdie magtige dinge wat gebeur het, wat ons gesien het. Maar dit impak op 'n baie weinige hoeveelheid mense gehad. Want hulle kon nie vertrou nie, en hulle kon nie glo nie, en hulle kon nie volg nie. Daar was nie 'n volgelingskap. Daarom hang dit nie altyd af. En ons sal graag wou gehad het. Jy weet, as ek al die verantwoordelikheid op my kon vat vir my autoriteit, is dit vir my fyn. Maar dit hang ongelukkig nie van die autoriteit af. Dit hang af van gehoorsaamheid aan autoriteit. En as jy nie die volle vertroue daarin kan plaas, soos wat ons gevind het in die verlede, ons klem lê nie daarop nie. Ons klem nie op niks wat gebeur het en op niks waaroor dit gaan nie. Die rede waarom Vader gesê het, ons begin met ons seminarreeks met autoriteit, gaan oor die begrip wat elkeen van ons moet hê, oor die absolute autoriteit. Mag Vader voor ons uitloop in hierdie reeks en vir ons wys waaroor dit gaan. Nou, die finale en hoogste autoriteit is basies dit waaroor ons eerstens gaan gesels. En ons begin by Psalm 47 vers 9. Die meeste van hierdie tekste wat ons gaan doen, ken mense. Maar my vraag gaan nie vandag wees of jy die verse ken en of jy die skrif ken hieroor. Die vraag gaan vandag wees, erken ons as gehoorsame volgelinge die hoogste autoriteit?
Dis ons eerste prioriteit, dis ons eerste vraag. Dis die eerste konsep waaroor dit gaan vir ons. Psalm 47 vers 9 sê, die prinse van die volke het teruggedraai na die God van Abraham. Want die heersende autoriteit oor die aarde behoort aan Jehoah en hy word hoog opgelig. Selfs die nasies het teruggedraai. Elke een wat hierdie besef kry, elke een wat hierdie besef werklik vasbind in homself, elke een wat hierdie deel maak van sy ganse lewensbestuur, sal terugdraai, sal op die regte plek wees met die heersende autoriteit Jehoah alleen oor sy lewe. 1 Timoteus 6 vers 16. Volgende konsep wat ons wil noem. Hy wat alleen onsterflik is en in 'n ontoeganklike lig bly. Ek wonder soms hoe mense sê dat hulle hom kan sien in sy volheid wanneer hulle al sterf of wat ook al, wanneer die Bybel vir ons sê hy lig in 'n ontoeganklike lig. Wat geen mens gesien het of kan sien nie. Ek glo die woord van God. Hom aan wie eer en autoriteit vir 'n tydlose ewigheid behoort, dit is waar. Die ganse, die volle autoriteit behoort vir ewig. Van jare en jare voordat ons kan begin tel tot watter tyd van einde ook al daar kom, sal hy die autoriteit hê oor die ganse skepping en meer as die skepping, selfs dit wat daar buite is. Hy die autoriteit. Maar nou sê die Bybel vir ons in hierdie teks, aan hom kom die eer toe. Aan hom kom die eer, aan hom kom die waarde, aan hom kom die hoogheid, aan hom kom toe respek. Want hy is die ultimate en hoogste autoriteit. En dit is vanuit hierdie term dat ons elke een van hierdie lesings vandag gaan doen. Amos 4 vers 13 sê vir ons, want let op, hy wat berge vorm, wat die mens nie kan doen. Hy wat die wind skep, wat die mens nie kan doen. En aan die mense sy gedagtes bekend maak. Wat 'n voorreg. Die Bybel sê dat vir hom wat regverdig leef, Vader sy gedagtes bekend. Hy wat die sonsopkoms in duisternis maak en op die hoë plekke van die aarde loop. Wat 'n wonderlike beskrywing. Jehoah, God van die leermagte, is sy karakter en autoriteit. Dis sy naam, dis sy autoriteit, dis wie hy is. En hy is die enigste een wat dit kan doen. Handelinge 1 vers 7, en soos wat julle agterkom, gaan ons deur die skrif. Om die aspekte te kry. Nou wanneer ek die volledige aspekte van al die autoriteit van Vader en al die skrifte wou deurgegee het, gaan ons 'n weeklange seminar hê net oor hierdie een onderwerp. Want sy grootheid en sy autoriteit word beskryf reg deur die ganse skrif. Handelinge 1 vers 7 en hy antwoord hulle, dit is nie vir julle om die vasgestelde tye te ken wat die Vader deur sy eie autoriteit bepaal het. Hou op jou tyd mors met die sogenaamde berekeninge van die wederkoms, dit wat God in homself bepaal. Selfs Yeshua, wat die Vader ken omdat hy in sy teenwoordigheid leef, het nie geweet wanneer dit sal plaas. En daarom is dit belangrik dat ons weet, daar is sekere dinge wat Vader binne sy autoriteit bepaal, wat hy nie aan die mens bekend maak.
Daar is sekere dinge wat hy nie vir ons hoef te sê. Dan is daar 'n vraag wat opgekom het, sekere persoon se goed, dat as Vader dan nie vir my alles sê nie, beteken dit hy het my nie lief nie. Wel, in my persoonlike ondervinding wil ek vir jou sê dat ek bly is Vader nie altyd alles aan ons bekend maak. Want dis juist waardeur hy sy liefde vir ons wys. Want as hy soms vir jou wys wat wag vir jou in die toekoms, gaan jy dit dalk nie maak. En veral vir ons wat in die sendingvelde was en mense wat deur baie stryd moes gegaan het ter wille van die koninkryk en die evangelie, is dit dalk beter soms om nie te weet nie, maar Vader vat vir jou stap vir stap met sy krag deur elke stap wat jy moet leef. Maar boonbehalwe dit is daar baie dinge wat Vader nie met jou deel nie. Beteken nie hy het jou nie lief nie. Dit beteken hy gee om vir jou op so 'n manier dat hy nie vir jou noodwendig alles kan sê. 1 Timoteus 1:17. Aan die koning van die uitspansel, aan hom wat onvernietigbaar is en nie gesien word, wat een God is, kom toe die waardigheid, die eer, die lof, die aanbidding vir tydlose ewigheid, dit is waar. Dit kom hom toe. Hy is die enigste een vir wie dit toekom. En daarom is dit die enigste een wat die eer, die lof, die aanbidding kry vir wie hy is. Die Bybel gaan sê later vir ons, en kyk ons daarna dat Jesua, wat die aangestelde koning is, waardig is aan sy eer en lof, maar nooit aanbidding. Waardig is aan dit wat hy toekom vir wie hy is, maar die hoogste lof, ons aanbidding en eer kom toe aan hom wat die koning is van die uitspansel. 1 Kronieke 29 vers 10 sê, Dawid het Joa geloof voor die oë van die hele vergadering. Kinders van Vader moet begin bil dra oor wie hulle aanbid. En dis die eerste van dinge wat ek duidelik kan sê, behalwe hierdie stappe en behalwe dit wat ons duidelik sien hier in die skrif, wat Vader van ons vra in sy ultimate autoriteit. Is daar een ding wat ons as kinders van Vader meer moet begin doen, en dit is bold wees voor die wêreld vir wie ons aanbid. Dawid was nie skaam nie. Dawid het gedans voor die skare. Dawid het aan almal verkondig wie sy God is. En dan moet ons dans soos Dawid dans en doen wat Dawid gedoen het. Ons moet begin om bil te wees voor almal wie ons God is en bovenal wat sy standaarde is. Daar is te veel kompromie, maar toegee oor die wêreld en sy standaarde en selfs in die gelowiges en hulle huise. Dawid het jou geloof voor hoof van die hele vergadering en Dawid het gesê, geseënd is u Jehovah, God van ons vaders Israel, vir ewig en ewig. Die woord geseënd, Baruch, beteken ook om goed te praat van. Hy praat goed van jou. Wees geseënd. Vers 11, want aan u, Jehovah, behoort die grootheid en die mag en die lof en die eer. En die mooiheid en die majesteit, want u is die heerser oor alles. Sies toe? U is die heerser oor alles wat in die hemel en op die aarde is. Aan u, Jehovah, behoort die koninkryk, die wysheid, die autoriteit en die kennis. Hoeveel keer verklaar ons? En dit is daarom dat ons weet uit watter autoriteit ons persoonlik werk. En daarom wil ek vir jou vra, hoeveel keer verklaar jy wie jou God is? Soos wat Dawid dit verklaar het. U, Jehovah,
Aan U behoort die grootheid, die mag, die lof, die eer, die mooiheid, die majesteit, alles wat ek aan kan dink, dit behoort aan U. U is my God. Dis vir U wat ek luister. Dis vir U wat ek uitloop. Dis van U wat my boodskappe kom. Dis van U wat die vertroue kom, waardeur ons die wonderwerke kan sien wat ons sien. Dit is deur vertroue van ons Vader Jehovah God alleen wat kan voorsien in die mate wat hy doen. Hoeveel en hoe dikwels verklaar jy die ultimate autoriteit oor jou lewe? En dit is baie belangrik. Dit help nie net om te sê, Gerrie, ja, maar jy weet, ek weet Jehovah is my God en ja, hy weet hy's my God. Jy weet, dit is amper soos as om vir 'n vrou te sê, ek hoef nie te sê ek is lief vir jou nie, jy weet mos ek is lief vir jou. Julle wat nog getroud is nie, sorry, dit werk nie. Getroud. Almal bloos. Dis mense, dit is ongelooflik belangrik dat ek en jy openlik voor mense en dat mense sal weet wie's my God. En as dit iets anders is as Jehovah die skepper lewende God, is dit nie die ultimate God nie, want dan is daar nog iets bo hom. Daar's nou niks bo kan. Daar's niemand wat vir hom kan sê, soos wat hy vir Job gesê het van Hosea 40 af. Daar's niemand wat vir hom kan sê wat reg is of wat verkeerd is. Daar's niemand wat vir hom kan sê hoe om te verander. Daar's niemand wat dit vir hom kan sê. 1 Kronieke 29 vers 12. Beide die rykdom en eer kom van U en U heers oor alles. In U hand is krag en mag en dis in U hand om alle skepsele wat U geskep het groot en sterk te maak. Ek wil hê jy moet mooi luister. Het jy krag nodig? Is in sy hand om hom wat hy geskep het sterk te maak. Dit is belangrik dat ek en jy sal verstaan. Die skepper lewende God wil vir ons alles gee wat nodig is, soos wat ons in die lering gesien het. Maar hy wil dit doen as ek en jy gewillig is om dit in sy koning te gebruik. Vers 13. Nou dank ons U Jehovah ons God, ons lofprys U wonderlike karakter en autoriteit. U naam, dit wie U is, dit wat U is, altyd ewiglik dieselfde. Ons loofprys en ons lof, ons bring lof aan U en ons loof. Nou is my vraag, hoe dikwels doen ons dit? Is daar 'n lied in ons hart, 'n lied in ons lewe? Kan dit gesien word? Openbaring 19 is natuurlik in 20, 21, 22 is natuurlik vol van die lof van Jehovah, wanneer ons kom in die werklike aanbidding en dit waaroor dit gaan. En na hierdie dinge het ek die klank van baie menigtes in die hemel gehoor wat sê, lofprys Jehovah, helder en duidelik. Die woord halleluja, dis wat dit beteken, die woord halleluja, vir die wat nie weet. Die loskoping, die eer, die lof, die aanbidding en die krag behoort aan ons God. Ja, Yeshua het vir ons die loskoping kom werk deur die kruisdood en deur die bloed van Yeshua. Maar dit kom van hom af. Hy's die een wat dit beplan het, hy's die een wat dit gewerk het. Hy is die een wat jou verlossing uitgewerk het. En hy's die een wat jou vra om gehoorsaam te wees. Is dit die hoogste autoriteit oor jou lewe wat jy gereeld verklaar? Malagi 1 vers 6 gee nou vir ons 'n ander deel van dit wat Vader gedoen het en kom ons op 'n ander vlak, op 'n volgende vlak van autoriteit. 'n Seun eer sy vader en diensknegte sy meester. Of dis hoe dit veronderstel is om te gebeur. Maar as ek dan 'n vader is, sê God, en dis Jehovah God self wat praat. As ek dan 'n vader is, waar's my eer? En as ek 'n meester is, waar's my respekvolle vrees?
Sê Jehovah se woord vir julle hoofpriesters, wat my karakter en autoriteit verag. Julle sê, waardeur het ons die karakter en autoriteit verag? Dus kom nou daarby. Jy sien, die hoogste autoriteit wat daar is, sê vir sy priesters, wat die diens moet lewer vir mense en wat mense voor Vader moet dra. Hy kom sê vir die priesters. Nou, ons wat as priesters aangestel is deur Vader, as kinders van Vader, almal presies dieselfde. Nie een van ons is 'n hoër priester as 'n ander een. Ons het verskillende verantwoordelikhede op verskillende plekke. In ons laaste lesing vandag sal ons daarby kom. Maar jy is 'n priester. En nou sê Vader, maar waar's my eer? Waar's my lof? En dit is hoekom ek dikwels nou vir jou gevra het tot nou toe. Hoeveel keer maak jy sy eer bekend? Hoeveel keer maak jy bekend wie's jou God? Wie's die hoogste autoriteit? Hoeveel keer maak jy bekend wie hy is, wie jou God is? Waar is sy lof? Waar is sy eer? En dan, waar is die respekvolle vrees vir hom, hy wat Jehovah se woord is? Die leier van die leeuskare, hy wat die hoof is van die weermag, hy wat die gevegsordes lei, hy wat jou lewe beskerm, hy wat die engele oor jou bevel gee, sê die Bybel. En hy wat die engele bevel gee, nie jy wat engele kan bevel gee nie, so tussen hakies is teen die skrif. Hy wat die engele bevel gee oor jou en jou beskerm, hy wat die hordes laat wys wanneer jy in 'n gevaarsituasie kom. En hy wat ons later gaan hanteer ook, wanneer die magte van die duisternis aanval, en wanneer die magte van die duisternis probeer om jou om te koop, om iets anders te doen as dit wat God sê, dan is hy deur die magte van sy engele en self deur sy gees teenwoordig om dit te keer. Waar is sy eer? En nou kan ons sien hoe werk dit terug. As die priester nie eer gee aan die skepper lewende God nie, net soos wat die diensknegt nie aan sy meester, en wat die Bybel bevel gee dat jy die autoriteite wat oor jou aangestel is, moet luister nie, en hoe die seun nie vir sy pa luister nie. Daarom werk dit deur daartoe dat die skepper lewende God nie geëer en gehoorsaam word. En dis waar dit begin. As die ultimate autoriteit nie funksioneer nie, sal daar niks anders wees wat korrek funksioneer. Hoe doen hulle dit? Vers 7. Deur onrein kos op my altaar. Dit wat nie deur God vir God aanvaarbaar is nie, voor God te kom lê. Maar julle vra, waardeur het ons die onteer? Deurdat julle sê, die tafel van Jehovah is veragtelik. Hoekom moet ek enigiets vir Jehovah bring? Of hoekom moet ek die tafel van Jehovah, hoekom moet ek gaan saam sit, saam met wedergebore kinders van God? Hoekom moet ek 'n eenheid hê met die liggaam? Hoekom moet ek daar waar ons saam aansit vir die voedsel van die gees, van die woord van God? Daarom verag julle dit, sê die woord van God. Dit is nie die vereistes en dis nie die manier hoe die skepper lewende God gedien kan word. Efesiërs 2 vers 20. Nog 'n manier waarop meeste mense God nie eer nie. Romeine 1 stel dit baie duidelik dat dit is omdat hulle God nie dank nie, dat hy siektes oor hulle bring. Hoe gereeld bring jy jou dankbaarheid aan die skepper lewende God, niemand anders, niks anders. Vir dit wat in jou lewe is, vir dit wat jy het, die asem wat jy hou, die feit dat jy opstaan vanoggend, en al het jy hard gewerk en jou rug en jou knie is bietjie seer, en jy opstaan met 'n vreugde en met 'n sang om te kan weet, maar ek lewe want die skepper lewende God is my autoriteit. Want daarom sê hy, gee altyd dank tot God die Vader, vir almal, in die karakter en autoriteit van ons meester Yeshua die gesalfde. Loof Vader vir kinders van God, loof Vader vir die geleentheid wat hierdie autoriteit gegee het, sodat ander
ook kan glo. Loof Vader vir hulle wat hy aanstel, ondersteun en versterk elkeen wat nodig het om versterk te word. Matteus 28 vers 18 wat ons dan almal ken. En ons kom nou by die volgende stap van hierdie autoriteit. Want dis ontsettend belangrik in die verstaan van enige ander autoriteit en selfs autoriteit in die gemeente en in jou huis en op elke plek waar jy is, want hierdie is belangrik. Die volgende vlak, die volgende skaal van autoriteit word deur Vader self aangestel. Niemand anders nie. Niemand het die reg om autoriteit aan te stel. Die volgende vlak van autoriteit op hierdie vlak nie, is deur Vader alleen aangestel. Matteus 28 vers 18 sê daarom, Jesua het nader gekom met hulle gepraat en vir hulle gesê, alle autoriteit in die hemel en op aarde, dis my autoriteit sweer. Vader gee nie vir jou autoriteit blanko nie. Hy gee vir jou 'n spesifieke autoriteit met 'n spesifieke aanstelling. Jesua kry die aanstelling as koning. My autoriteit is oor die hemel en die aarde en aan my is gegee. Hy het dit nie self gevat nie. En dis moet daar 'n hoër autoriteit wees om 'n autoriteit te kan gee. En daarom is dit slegs die hoogste autoriteit wat autoriteit kan aanstel. En op die aarde is aan my gegee, en soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Die autoriteit wat Vader my gegee het, om te eers en om die woord te verkondig en om waarheid te bring, dis die autoriteit wat ek vir julle gee. Die apostels ontvang die autoriteit van die deel van die waarheid van die woord van God, aangestel deur die skepper lewende God self. Ek dink is in die derde lesing wat ons wat baie pertinent gaan kyk dan oor die studentevolgelinge se konsep. En die feit van die praktiese aspek en toepassing van autoriteit. Ons gaan later daarna kyk weer. Dit waaroor dit gaan. Jesua verklaar self in Johannes hoofstuk 5 vers 43 verklaar Johannes. Ek het gekom in die karakter en autoriteit van my Vader. En julle aanvaar my nie. As 'n ander een in sy eie karakter en autoriteit kom, hom sal julle aanvaar. Ongelukkig is dit die praktyk van vandag se lewe. Jesua sê, ek het gekom in die karakter en autoriteit van my Vader. Sy autoriteit, sy karakter. En omdat ek gekom het in sy autoriteit en sy karakter, aanvaar mense dit nie. Maar as iemand, jy weet, kom met flamboyante uitsig en die charisma van die lewe en uitstap op die stage met mis en almal cheer en juig vir hierdie man en hy weet met die charisma van die wêreld, dan aanvaar almal daardie autoriteit. Maar nie die een wat kom aangestel deur die Skepper lewendigheid. Jesua het self verklaar, hy kom in Vader se autoriteit. Dis wie hom aangestel. Geen mens. Matteus 9 vers 8. Toe die skare dit sien, was hulle bang en het eer en lof en aanbring te God gebring, want so autoriteit aan 'n mens gegee het. Jesua doen wonderwerke, die dood staan op uit die graf uit. Die water word stil, die branders word stil, die wind gaan lê. En die studentevolgelinge en die skare word bang en sê, kom het God aan 'n mens sulke autoriteit gegee? Maar net 'n voorbeeld daarvan dat hulle nie die skrifte ken nie. Want in Genesis 1 vers 27 sê Vader, ek het hom geskep om te lyk soos ek. En in Genesis 1 sê God die volle autoriteit
oor die natuur vir die mens. Kom het die mens nie op die oomblik daardie autoriteit oor die natuur. Terwyl ek besig was met hierdie voorbereiding, gaan my gedagtes in verskillende rigtings, soos Vader maar net vir my die agtergronde gee oor dit wat hy wil sê, wat ons nie noodwendig altyd die tyd het om alles te sê nie, en ek dink net daaraan, jy weet, ons het autoriteit oor die natuur gekry. Maar as ons dus in die karakter en autoriteit van Vader terugkom, wanneer ons in respekvolle vrees tot Vader leef, wanneer ons in onpartydige opregtheid ons lewe leef, het ons weer dieselfde autoriteit as wat ons aangestel is van die begin af. Soos Vader gewys. 1 Korintiërs 15 vers 27. Nou word daar gepraat van Vader. En daar word gepraat van Yeshua. So jy mooi kop hou, wanneer die homs in die huis op die oomblik, jy weet, uitspel. Maar dit is nie baie moeilik wanneer ons weet wat is die karakter van Vader. Hy het alles onderwerp onder sy voete. Dis Yeshua. Hy het alles onder Yeshua se voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles ondergeskik gemaak is dit duidelik dat hy Vader, wat alles aan hom, Yeshua, ondergeskik gemaak het, tog uitgesonder is. Want hy wat jou die autoriteit gee en wat dit aan jou toesê, kan nie ondergeskik wees aan die een wat hy aangestel het. En hier sien ons die orde, hier sien ons die lyn, en my liewe mens, hier sien ons die lyn vir jou lewe. Ja, hy het aan jou autoriteit gegee, en hy het vir elkeen autoriteit op 'n sekere vlak met sekere opdragte gegee. Maar hy, wat jou aangestel het in daardie autoriteit, is uitgesluit. Is nie onder jou autoriteit. Hy bly steeds die ultimate autoriteit. En dan, wanneer alles ondergeskik aan hom gemaak is, dan sal ook die Seun ondergeskik, want dan sal hy die Seun homself ondergeskik maak aan die een wat alles ondergeskik gemaak het, Jehovah self, sodat God alles en almal kan wees. Hy en ek en jy is almal onder die autoriteit van die Skepper lewende God. Hy is ons ultimate autoriteit. En is dit nie ontsettend belangrik dat ons dus daardie autoriteit in alles wat ons doen sien en erken nie? En ons kom net daarby, en ons kom nou in die volgende verse daarby. Maar wanneer ek dus die autoriteit van Yeshua verwerp, hier is die skokkende vir soveel mense, wat die nuwe verbond, en wat Yeshua as verlosser verwerp. Wanneer ek dan die aangestelde autoriteit van Yeshua as verlosser verwerp, verwerp ek daarmee die hoër autoriteit wat hom aangestel het. Maar so baie mense wat dink, hulle kan die Skepper lewende God dien, sonder om hom wat hy aangestel het te dien. Die Bybel is baie duidelik, as jy dan nou een verwerp, gaan jy die ander verwerp. Daniël 7 praat van die gesalfde een oor die volgende. Daar is aan hom heerskappy, lof en eer, en 'n koninkryk gegee, sodat al die volke, nasies en tale hom sal dien, nie net Israel nie. Almal. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal verbygaan nie, en sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. Soveel soos wat mense probeer, sal jy die koninkryk van God nie vernietig. Hulle doen skade aan die koninkryk deurdat mense weggekeer word uit die koninkryk, maar jy kan nie die koninkryk van God skade doen nie. Die koninkryk van God
sal vir ewig bestaan. Jy kan dit nie vernietig nie, maar jy doen skade aan die koninkryks mense. Dis al wat jy doen deur ongehoorsaam. Jeremia 33 vers 2, so sê Joa wat jou gemaak het, wat jou gevorm het, en nou praat hy met die mens, en jou gevestig het, Jehovah is my karakter en autoriteit. Elkeen by die name wat op die oomblik inskakel en wat op die oomblik luister. Al 33 van die wat inskakel, as ek vinnig kyk, die groepe wat inskakel, of die mense, die huise, wat ingeskakel is op die oomblik. Luister mooi, so sê Joa wat jou gemaak het. Jou, sit jou naam daarin. So sê Joa wat jou gemaak het, wat jou gevorm het, en jou gevestig. Hy het jou in jou autoriteit geplaas. Hy het jou op die plek geplaas waar hy jou wil hê. Onthou net, hy praat met kinders van Vader. Skrif is nie vir iemand anders. Jehovah is sy karakter en autoriteit. Dit moet jou hoogste autoriteit en God wees. En dan bevraagteken ons hom. En as ons dan sê hy is ons hoogste autoriteit, het ons allerlei dinge wat ons in ons eie lewe wil inbring. En dan sê Romeine 9 vers 21, het die pottebakker dan nie die volle autoriteit oor die klein nie? Om uit dieselfde bol klei, die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer, jy weet, 'n bietjie 'n ander vorm, hierdie een te maak as 'n blompot en hierdie een te maak as 'n koppie vir die koning. Het hy nie die volle reg? Hoekom is daar enige vraag in ons oor die ultimate autoriteit van die skepper lewende God oor ons lewe? Wie ek is, waarvoor hy my aangestel het. Hoe is daar iets duidelik is in die skrif, en dit wat ek terwyl in my studies oor autoriteit, en dit wat ek doen duidelik sien, is dat Vader verwag dat, as hy jou aanstel as 'n diensknegt, iewers, net om iemand te bedien, dan het jy die hoogste roeping wat hy jou kon gee, want jy vervul dit wat Vader se hande wil doen. Ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy oë, ons is sy mond, ons is sy ore. Wat nou gesproke is binne die taal, die konsep van verpersoonliking. So my hele gedagte rondom dit alles wat ons hier deel met mekaar, is een ding wat baie duidelik is. As hy jou ultimate autoriteit is, vertrou hom. My verantwoordelikheid is net om gehoorsaam te wees. En nou moet daar dieselfde vertroue afgaan in die vlakke van autoriteit. Ons sal sien wat Vader daaroor sê. Hebreërs 2 vers 6. Maar soos die skrifte getuig en sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Dat u hom onthou? Of die seun van 'n mens dat u vir hom sorg? Wat is die mens, net anders as 'n stofdeeltjie in die ganse beeld van die skepping? Maar elke dag het ons genoeg om te eet. Elke dag sorg hy vir jou, het jy klere om aan te trek, het jy kos om te eet. En elke dag is hy daar beskikbaar vir hom wat uitroep na hom toe vir wat hy ook al nodig het. En elke dag is Vader daar vir die een wat hom wil dien en hom wil volg. Elke dag. Ek wil amper stel in sy grootheid is dit vir ons moeilik om te verstaan, maar jy moet dit maar glo want dit is waar. Elke dag is jy op die gedagtes van die Skepper lewende God. Elke dag. Jy het hom 'n klein bietjie minder as die engele gemaak. Met lof, eer en waarde het jy hom gekroon en hom autoriteit gegee oor die werke van u hande. En daai woorde staan net so in die Psalms. Hy het ons autoriteit gegee. Luister wat sê hy nou vir jou. Jy mens, hierdie is nie vir 'n spesifieke persoon nie. Die skrif sê, hy dink aan jou, hy onthou jou.
Het hom 'n klein bietjie minder as die engele gemaak. Jy's bietjie korter as hulle. Jy het nie die lof, die eer, die skyn, die wat ook al van hulle nie. Maar jy het 'n spesifieke taak gekry. Met lof, eer en waarde het hy jou gekroon. Hy het jou eer gegee, hy het jou lof gegee, hy het jou die waarde gegee wat jou toekom. En daarom is een van die dinge wat vir ons eis te word is vir hom om vir ons medegelowige die eer, die waarde te gee wat hom toekom. En om die autoriteit gegee oor die werke van u hande. Dit wat hy geskep het en dit wat hy vandag nog doen en dit wat hy vandag vir ons gee. Ons is verantwoordelik vir hierdie sentrum wat Vader vir ons in sy onverdiende guns gegee het. Hy het ons autoriteit gegee daaroor. Hy het ons autoriteit gegee oor die volstryse wat uitgekom het, lyk my ook wil kom deel aan die seminar hierso. Hy het autoriteit vir ons gegee oor hierdie. Dis hoekom hulle mak is, hoekom hulle loop, hulle eet uit ons hand uit. Ek loop daar saam met hulle in die kamp en sny die gras en goed as net nou as iemand hier verbyloop, weet wat kom toe wat nou sal toe kom en so word loop hier reg by hulle verby. Hulle skrik nie eers nie, hulle hou nie eers op eet nie. Want weet jy wat? Vader gee vir ons die autoriteit oor dit waaroor hy ons aanstel. Ons moet net begin om dit te verstaan. En ons het die autoriteit ontvang van ons, sê Vader, oor die werke van sy hande. Jakob 5 vers 10. Jou autoriteit gaan verder. My broers, neem die profete. En nou praat hy spesifiek van die profete of hulle wat hulle self profete noem, wat in die karakter en autoriteit van Jehovah gepraat het. Dit is voorbeeld van geduld in julle lyding. Hulle is almal doodgemaak, hulle is almal vervolg, want sodra jy in die naam van die skepperlewende God, van die hoogste autoriteit praat, is daar vervolg. Yeshua praat later en julle almal Jerusalem, weet Vader gaan die bloed van die profete roep na julle, want almal van hulle is doodgemaak. Maar dis die profete wat hom dien, vir die res het Vader nie sulke goeie woorde in die Bybel. Kind van Vader. Ons het gesien dat die Vader van ultimate autoriteit deur Yeshua die autoriteit gegee het as koning wat heers oor hemel en aarde. Niemand kan daardie pos vervul. Niemand, behalwe hy. Want hy is aangestel deur die skepperlewende God. En net so kan niemand, of jy nou daarvan hou of nie, dit wat Vader kies en self aanstel in 'n posisie, vervang word. Dis wat mense dikwels vals wil profeteer en wil hoop. Dit kan nie gebeur nie. Vader self is die enigste een wat dit kan doen. Maar daar is 'n baie belangrike ander aspek. Jy het 'n sekere taak nou gekry. Onder koning Yeshua het jy in sy gemeente, in sy gelowige eenheid, het jy 'n rol gekry. Jou rol as laer autoriteit, want die ultimate autoriteit is die skepperlewende God. Sy aangestelde oor sy gemeente wat ons net nou oor gaan gesels, is Yeshua die gesalfde een. Daarin stel hy autoriteit aan wat geëer, gerespekteer moet word vir die rol, vir die aanstelling wat God daar geplaas het, of jy nou daarvan hou of nie. En ek kan net vir jou die volgorde bring van dit wat God in sy woord vir ons sê. Daarin ontvang elkeen dan 'n aanstelling. En daarom is die volgende stap in ons lering, die praktiese deel daarvan, wat baie belangrik is, dat elkeen van ons dit kan verstaan. Kom ons sluit die sessie af en word so 'n oombliekie stil voor Vader.
Vader, ja, ons begeerte is dat U vir ons die ware leer van die ultimate, die absolute autoriteit wat U is, in ons sal plant en in ons sal plaas. Vader, dat daar 'n saad in ons groei wat niks kan vernietig, wat U autoriteit in elke aspek van ons lewe sal vasbind. Soms lyk dit selfs vir die mens of U foute maak. Maar U is 'n omgee God. U is 'n God van onverdiende guns. U is 'n God wat vir elkeen 'n kans gee. Vader, gee dat ons daardie geleenthede sal raak sien en U naam groot maak in die naam van Yeshua alleen. Amen.